Hierdie week kry Century Avionics die geleentheid om hul vermoëns op die gebied van avionika tentoon te stel, wat onder andere kommunikasie, navigasie, vlugbeheer en bestuur insluit. Ons is Century Avionics, ons is gebaseer op Lanseria internasionale lughawe waar ons installasies doen van avionika in verskillende vliegtuie, vaste vlerk sowel as helikopters. As ons praat in terme van avionics, dan bedoel ons navigasiesisteme, kommunikasiesisteme, transponders en sowel as autopilot-sisteme wat ten volle geïntegreer word met mekaar. Ons bied ook opleiding aan vir die vlieëniers. Nadat ons die installasie gedoen het, sodat hulle ook kan leer hoe die sisteme werk. Ons fokus op die boer se vlugbehoeftes in terme van instrumente wat geïnstalleer kan word en wat hulle dalk sou nodig hê, soos byvoorbeeld vir die graanboere. As hulle die landerye wil inspekteer of ook vir anti-poaching, soos die geskikte navigasiesisteme waar hulle baie makliker koördinate kan vlieg en ook rekord kan hou van die vlugte wat hulle uitgevoer het. Agter my is 'n Bonanza, 'n G36, 'n wonderlike Garmin G1000 Legacy avionics instrumentpaneel in die binnekant. Die G1000 is die nuutste navigasiestelsels wat geïnstalleer word vir die certified vliegtuigs en dit is bekend vir 'n glass panel of 'n glaspaneel waar daar geen ander analogiese instrumente geïnstalleer is nie, wat dan nou gebruik maak met stelsels wat vir jou dan nou addisionele inligting gee, soos navigasiestelsels, transponders, radio's, gee vir jou ander lugverkeer inligting ook. Die G1000 het ook dan nou 'n autopilot wat geïntegreer is met dit. Hulle noem dit die GFC 700 autopilot. En van die goeders het hulle noem dit 'n stormscope geïnstalleer sodat jy storms sal kan identifiseer as jy in die lug is. Hier agter my is 'n lieflike Cessna 208 Caravan. In verband met avioniese toestelle wat daar binne is dit die G1000 NXI weergawe. So dit is ook 'n kompleet glas cockpit. Daar is geen analogiese instrumente, dit is net glas. So alles is digitaal. Hy het ook addisionele instrumente soos 'n weerradar wat vir jou weerinligting gee. Hy het 'n stormscope in die binnekant. Hy het 'n TCAS 1 stelsel of 'n TAS stelsel wat vir jou traffic inligting gee. Dan het hy ook 'n autopilot, 'n GFC 700 autopilot. Garmin G1000 is die beste van die beste. Dis die cream of the crop. So hierdie is 'n Sling 2, 'n Sling 2 TSI. Dit is 'n non-type certified vliegtuig, wat beteken ons kan 'n non-type certified instrumente ook installeer in hierdie vliegtuig. Dit is baie goedkoper as die type certified instrumente, wat beteken mense kan 'n vliegtuig mooi opgradeer vir 'n baie goeie prys. In die vliegtuig het ons 'n G3X PFD skerm. Dit is 'n volledige aanraakskerm of 'n touchscreen. Dit is ook gekombineer met 'n GFC 500 autopilot stelsel. En dan ook 'n G5 standby instrument. En dan is daar ook 'n GTR 225 radio geïnstalleer. As 'n kommersiële operateur is veiligheid vir ons baie belangrik want ons sit met mense se lewens in ons hande. So toe ons begin kyk het na die avionics wat ons gaan laat installeer in ons vliegtuig, was dit vir ons baie belangrik geweest en het hulle daar ook baie gekom met kennis wat hulle oorgedra het. So die Garmin autopilot met die GI275 wat ons in hierdie vliegtuig laat installeer het, dra baie by tot en met daai veiligheid aspek. En het ek eintlik gister 'n letdown gevlieg by Wonderboom tot en met landing met hierdie autopilot en toe bespreek ons by Wonderboom hoe ongelooflike produk dit is, want wanneer jy nie in die kajuit is en jy vlieg in slegte weer en jy kom om te land en die weer is sleg en jy het al daai druk op jou, dan haal hierdie sisteme soveel druk van jou as vlieënier af. So ongelooflik gelukkig met hierdie Garmin projek en dit is verseker die geld werd. So ek weet dit voel soos baie geld wat jy uitlê, maar jy moet dink aan die groter prentjie. Die kapitale uitleg wat ons in hierdie masjien gedoen het ons met 3 keer vermeerder. So wat ons hier ingesit het, kry ons nou 3 keer meer uit, sou ons nou besluit om hierdie masjien te verkoop. So dit is nie 'n mors van geld nie, dit dra by tot die veiligheid en dan so ook tot en met jou kapitale investering wat jy gemaak het.